Welkom terug by die volgende video. Vandag doen ek DSP 8 en ek gee verslag oor DSP 7. In DSP 7 moes ek vertel waarom ek 'n nuwe lewe wil begin. Wat is die rede hoekom ek 'n nuwe lewe wil begin? Nou, as 'n mens kan verstaan hoe mense brein werk, dan elke dag wat goed om jou gebeur, gaan dit in jou brein in, deur middel van jou oë, jou ore, jou gevoel en jou proe. En wat ook al met jou gebeur, kom eers in jou tydelike geheue in en dan vanaand as jy gaan slaap, dan vat hy die belangrike goed en hy bære dit in jou onderbewussyn. Nou ek is nou nie 'n kenner in hierdie goed nie, dis nou maar wat ek lees. So deur die dag gebeur baie dinge met jou, goed wat die brein dink is belangrik, plaas dit sommer dadelik onder in jou bewussyn. Soos wanneer jy op skool is en jy moet 'n les leer of so iets, dan gaan dit sommer dadelik in. En dit hang ook nou maar af van jou konsentrasie vermoë. Maar as iets nou nogal dramaties met jou gebeur het, kom ons sê jy was in 'n motorongeluk of iets het met jou gebeur, jy het geval of wat ook al. Daai skielike nood of daai skielike gedagte van die vrees en die ervaring wat jy gehad het, gaan sommer dadelik na jou onderbewussyn toe. En dit bly daar. En vanaand as jy gaan slaap of môreoggend as jy opstaan, die eerste ding wat jy dink, die gedagte, jou brein gaan haal dan nou daai goed uit die onderbewussyn uit, of deur die nag dink jy daaraan of jy droom daarvan. Nou, wanneer jy dan nou iets in jou onderbewussyn het, so klink dit nou vir my, dan moet jy iets anders te vat wat beter is as hierdie gedagte wat jy het, of daai spesifieke onderwerp wat in jou onderbewussyn is. En om dit te wil verander, moet jy iets hê wat sterker is. Nou as jy daaraan kan dink, dan werk dit amper soos 'n selfoon wat 'n applikasie op het of 'n program op het. En elke nou en dan moet jy hierdie applikasie update. Nou wat gebeur is, hierdie nuwe update vervang die ou program met die nuwe instruksies of die nuwe veranderinge of wat ook al. So moet jy ook dan jou brein die geleentheid gee om te kan update, om op te gradeer die ou dinge wat jy gedoen het, die vrese wat jy het, moet jy nou probeer kan vervang met nuwe gedagtes van sukses en sulke goed. Nou ek dink wat hier gebeur is met hierdie spesifieke opdrag is dat Joe wil hê jy moet dink aan iets wat beter is as die wat in jou onderbewussyn is. En hierdie het nie net te doen met jou daaglikse omstandighede nie, dit het te doen met baie dinge. En een van die dinge gaan ook eintlik oor geld en sukses en mislukking en al daai tipe van goed. So wanneer jy iets in jou onderbewussyn wil verander, dan moet jy iets anders te gaan neerskryf wat beter is as die program wat jy het. En dit is nou eintlik wat Joe hierso nou wil gehad het ek moes doen. Nou hy sê hierso, die rede waarom jy jou eie nuwe lewe wil begin is baie belangrik. Om jou ou negatiewe kondisionering te wil verander, moet die rede 'n baie diep begeerte wees om sukses te wil bereik. So as ek nou 'n nuwe lewe wil begin, dan moet ek vir my brein kan sê, ek wil nou graag 'n nuwe lewe begin. So ek gaan nou die ou kondisionering van mislukkings en haat en vernuit en al daai negatiewe goed gaan ek nou probeer vervang met nuwe gedagtes van sukses en oorvloed en lekker en al daai tipe van goed. So dit is nou die rede waarom ek nou 'n lys moes maak van die rede waarom ek 'n nuwe lewe wil begin. En ek het nou my redes nou gaan skryf in my boek. Ek het nou my boek hierso en ek het nou my aantekeninge gaan maak wat ek nou maar dink is die rede hoekom ek 'n nuwe lewe wil begin. Maar so het jy ook redes hoekom jy 'n nuwe begin wil begin of 'n nuwe sukses wil begin en al daai tipe van goed. In die afdeling praat ek bietjie meer oor die dinamiese suksesprogram. En as jy graag 'n afdruk van hierdie dinamiese program wil hê, of die eerste hoofstuk van hierdie dinamiese program wil hê, dan al wat jy moet doen is om te registreer. Word deel van ons netwerk.
Dis gratis, jy betaal nie 'n sent daarvoor nie. Al wat jy moet doen is registreer op WhatsApp of op die webwerf by www.deondsp.com en dan al wat jy moet doen is registreer net, dan sal jy toegang kry om elke hoofstuk wat ek dan nou hierso lees en dan natuurlik die omskrywing van elke hoofstuk gaan jy dan ook kry as deel van jou lidmaatskap. So ek lees dan nou so 'n bietjie verder. Om te droom, om te glo, om te bereik. Voordat ons in die toekoms kan ingaan, moet ons kyk waar ons was en waar ons nou is. Om te bepaal waarheen ons wil gaan, moet ons weet waar ons nou staan. Die verlede speel 'n direkte invloed op ons toekoms, maar dit bepaal nie ons eindbestemming nie. Dit is ons voorreg om ons eie eindbestemming te bepaal. Dit is te sê, as ons wel 'n doelstelling stel. Die wat geen doelstellings in die lewe het nie, word oorgelaat aan die natuur. En dit is nou vir my 'n belangrike stukkie ding hierdie. Daar is baie dinge in hierdie spesifieke hoofstuk wat ek nou gelees het, wat gaan oor die natuur, en die wette en die magte en die kragte wat om ons is, wat ons nie met die oog kan sien nie. Ons kan dit ook nie voel nie, maar dit is daar. En wanneer ons sekere goed doen, as ons hierdie wette wat daar is, net reg kan benut, ons benut dit nog al die jare in die negatiewe kant, maar as ons kan leer om hierdie wette in die positiewe kant te kan benut, dan kan ons 'n sukses van ons lewens maak. En dit is wat hy nou hierso sê. Hoeveel mense rondom ons word elke dag oorgelewer aan die natuur? Mense wat sê dat hulle slegte geluk het. Niks werk vir hulle nie. As jy na hierdie mense se lewens gaan kyk, sal jy vind dat hulle geen doelstellings in die lewe het nie. Hulle lewe van dag tot dag met geen vooruitbeplanning nie. Hulle het geen strewe na iets beters nie en leef op die broodlyn tot hulle eendag sterwe. Leef jy ook soos hierdie mense? Om jou gerus te stel, amper 60% van die wêreld se bevolking leef op die broodlyn. 10% leef in finansiële onafhanklikheid en 30% leef in hongersnood. Nou as ek na my lewe gaan kyk, dan is dit omtrent ek lewe op die broodlyn. Ek kry genoeg in net om te oorleef. So ek is op die oorlewingsfase van my lewe. Elke dag sukkel ek net om te oorleef. Ek kry nooit genoeg in om bietjie verder te gaan nie, of om uit hierdie omstandighede uit te kom nie. Jy sou nie die program gedoen het as jy een van die 10% mense was wat in finansiële onafhanklikheid gelewe het nie. So, ek neem aan dat jy sukkel om kop bo water te hou en dat jy een tree weg is van bankrotskap. Jou begeerte om 'n nuwe lewe te begin is 'n desperate kreet na hulp om uit die hande van jou krediteure te kom. Jy plaas jou hoop op pogings wat jy nie geweet het of dit gaan misluk of suksesvol gaan wees nie. Jy begeer 'n beter lewe, maar weet nie waar om te begin nie. Jy voel alleen en hulpeloos. Hoe gaan jy jou familie in die oë kyk en vir hulle sê dat jy alles verloor het? Al hierdie vrese speel 'n belangrike rol in die opstelling en die beplanning van jou nuwe lewe. Hierdie negatiewe gevoelens kan al jou harde werk kelder en na 'n paar maande besef jy dat jy 'n groot fout gemaak het en dan het jy al jou geld verloor. Hierdie program gaan jou help om die fondasie vir 'n nuwe lewe te begin. Voordat jy 'n nuwe lewe kan begin, moet jy liggaam, siel en gees sterk genoeg wees om dit te kan doen. Jy moet voorbereid wees vir die eise wat 'n nuwe lewe aan jou gaan stel. En jy moet bereid wees om die regte veranderings in jou persoonlikheid aan te bring voordat jy jou nuwe lewe kan begin. Alles begin by jou. In die hoofstuk gaan jy leer dat finansiële sukses en selfontwikkeling hand aan hand loop. Die eienskappe wat jy nodig het om ryk en finansiëel onafhanklik te word, is dieselfde eienskappe as om jou karakter, talente en selfbeeld te ontwikkel. Die proses om die eienskappe te ontwikkel noem ons selfbemeestering. Selfbemeestering beteken
om jou talente en vaardighede te bepaal en dit te ontwikkel deur jouself te ondersoek en jouself dan op te lei of op te skool. Selfbemeestering beteken ook om uit te vind wat jy van binne jou persoonlikheid en van buite jou fisiese voorkoms nodig het om suksesvol te wil wees en die nodige veranderinge aan te bring om jou doel te bereik. As jy positief en gemotiveerd is om jouself te verander en te doen wat van jou vereis word om die beste uit jouself te kry, gaan jy 'n merkwaardige nuwe lewe begin. Selfbemeestering werk op die basis. Met opleiding kan ons groei, soms merkwaardig. Die keuses wat jy maak, gaan 'n direkte rol in jou toekoms se groei speel. En wanneer jy jouself verbind om die beste uit jouself te kry, dan is die pad na sukses nie so moeilik nie. My vriend, hierdie program kan niks vir jou doen as jy nie bereid is om te verander nie. Die lewe bestaan uit verandering en op hierdie oomblik sal jy moet besef dat verandering deel van jou toekoms gaan word. Dit is baie belangrik wat hy hierso noem. Hy sê dat ek sal moet leer om te verander. Nou, op my ouderdom is dit baie moeilik, maar ek is seker as ek die kondisionering van my brein reg kan doen, die ou kondisionering vervang met nuwe dinamiese gedagtes van sukses, dan glo ek sal dit kan doen. Opdrag 8. Beskryf die nuwe lewe wat jy graag wil begin. Op hierdie stadium is dit nie belangrik wat jy wil doen nie, maar net om vir jou brein die geleentheid te gee om oor die moontlikheid van 'n nuwe lewe te begin, moet jy daaroor dink en alles neerskryf. Ek gaan nou daaroor dink en dan gaan ek alles neerskryf oor wat ek dink ek wil doen met my nuwe lewe. En dan sien ek jou in die volgende video.